Is jy reg om te begin? Ek het vir Kobus. Kobus, is jou mikrofoon aan? Hy klink aan. Klink so. Ja. Kom ons sluit die oor, dan vra ons vir die Here om ons te seën vanaand. Here Almagtige Vader, baie dankie dat ons vanaand almal hier by mekaar kan kom. En waar sommige van ons dalk 'n bietjie laat was vanmiddag as gevolg van die verkeer, wil ek nog steeds vir U dankie sê dat ons hier kon uitgekom het om te kom luister wat Dominee Johan vanaand vir ons te sê het oor sondebelydenis. Ja, want sondebelydenis, ons is almal sondaars. En ja, ons moet vir die Here vra vir vergifnis. En die enigste manier wat ons dit kan doen is deur om te loof en te prys en om te dank en te bid tot hom en te vra om ons te vergewe, want hy het vir ons aan die kruis gesterf. Here, net so wil ek ook vra dat U almal wat hier teenwoordig is vanaand se harte ontvanklik sal maak vir die boodskap of die oopbreek van die 4de gedeelte, die sondebelydenis. Here, en dan wil ek ook vra dat die Matanja in die kinderbediening moet wees en ook vir die aanlyn bediening en ook vir Dominee Johan vanaand waar hy vir ons nou gaan verder praat. Amen. Amen. Nou, julle ken dankie vir Kobus Botman, nie? Maar Kobus, sê gou vir my, hou jy van hom op 'n verhoog te staan? Nee, pleinweg nee. Okay, en Kobus, ek het jou nou vanaand gevra spesifiek om te bid. En jy het jou getuienis vanaand so kortliks gedeel van jy het nie altyd gebid nie. En ek weet jy's 'n introwert, nê? Ja. En ek wil hê jy moet in 'n paar woorde net die mense deel. Hoe het dit gekom dat jy nooit gebid het vir mense nie en saam met mense nie, totdat jy vanaand opdaag en jy bid saam met ons? Hoe daai gebeur? Okay, vroeër toe ons in hierdie kerk beland het, seker so 2-3 jaar, toe Dominee Johan een aand of een oggend het hy gepreek, het hy gesê, jy moet nie vir iemand sê jy gaan vir hom bid nie. Jy moet om daar en dan gryp en sommer vir hom bid. En net daar het ek besluit, maar dit is die regte ding om te doen, want baie kere sê ons vir mense, jy gaan vir hom bid, maar wat gebeur? Jy vergeet daarvan. So ja, en ek het altyd, as iemand my gevra het om te bid, dan het ek amper half geskuil, weggekruip. Ek was bang ek sê verkeerde dinge, bang ek afronteer mense. So. Dankie Kobus. Dankie vir daai getuienis. Nou, die rede hoekom ek wou gehad het, hy moet hier voorkom staan is, sodat jy weet, dalk is jy 'n introwert en jy's ook bang om te bid, maar almal van ons het vir die eerste keer voor en saam met mense gebid. En Kobus, daar was 'n tyd wat jy ook nie kon nie, maar jy kan nou. Geef vir Kobus 'n lekker hande klap. Dankie Kobus. Die uur van gebed, net om dit weer te begin, net om almal weer op dieselfde bladsy te kry. Dit was 'n besige dag geweest. Jesus het in sy donkerste uur, wat het hy gedoen? Hy het na die tuin van Getsemane toe gegaan en hy het daar gebid, né? Julle onthou dit. En wat het hy gedoen? Wie het hy saamgevat? Vir Petrus, Jakobus en vir Johannes. En wat was sy verwagting geweest? Dat hulle almal moet saam bid, né? En wat het toe gebeur? Hulle het geslaap. Okay, so julle kan hoor, dis waar die idee van die uur van gebed vandaan kom. En die vraag is maar, hoe bid ek vir 'n uur? En hoorie, ek wil nou nie jy moet nou heeltemal vashou in die hele ding van, ek moet nou vir 'n uur bid nie. Nee, dis nie eintlik waar dit gaan nie. Maar wat dit wel doen is, dit strek net jou 'n bietjie om te sê, dalk is die 3 minute en 25 sekondes, dalk is dit nie genoeg nie. Dalk moet ek 'n bietjie verder gaan as dit. Maar ek wil vir jou help met hierdie reeks om daai baba trekkies te neem, om daar te kom. Van waar jy nou is, net om 'n bietjie verder te gaan, en dis hoekom ek wil hê jy moet die gebedsopdragte uitvoer, en dit gaan in jou oefening inbring, want dit gaan vir jou help om net daai volgende tree te gee in jou gebedslewe. So, die volgende ding is, ek hoop julle almal het dit, kom asseblief voorberei na vanaand se studie toe. Nou, vir 'n paar minute in julle groepwerk, wil ek hê julle moet net gou sommer bespreek wat het laasweek, die eerste 2 gebedsmomente, en ek gee julle net so 3 minute sommer net om oor die studie te praat. Is dit reg?
Okay, ons gaan wegspring. En ek wil graag, daar's 'n belangrike komponent waar ons vanaand wil uitkom, wat ek hoop, ek dink nie ek het dit al gedoen nie, ek dink ek het dit al verduidelik tussen die lyne, maar vanaand gaan ek dit nou vir jou gee. En ek wil hê jy moet 'n plekkie kry om dit neer te skryf, want dit gaan vir jou help. Dis nie nou nie, dit gaan kom. Ek gaan jou sê as ons daar is. Ek weet nie waar dit is nie, maar dit is daar iewers in. Okay. Maar ek wil hê ons moet beweeg, want ek wil hê daarbey aankom, want dit is nie heeltemal van toepassing op vanaand se studie nie, maar dit gaan vir jou baie help om ander goed te verstaan. So, ons is by gebedsmomente, ons het gekyk na stilte en afsondering, ons het gekyk na persoonlike lofprysing en aanbidding, ons is nou op bladsy 51, vir die van julle wat wonder. Ons praat vanaand oor sondebelydenis, as 'n deel en 'n komponent van ons gebedstyd, en Spreuke 28 vers 13 sê, wie sy sonde wegsteek, moet niks goed te wagte wees nie, maar wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Nou dis daar op julle boekie. En dan, ek weet nie of dit, ek reek, dis seker Isak, nee, want dis nie Isaac nie, stem julle saam. So Isak van Nineveh het gesê, whoever hates his sin will stop sinning, and whoever confesses them will receive remission. A man cannot abandon the habit of sin if he does not first gain enmity towards sin. Nor can he receive remission of sin without confession of sin. For the confession of sin is the cause of true humility. Waar's Kenneth? Het ek het reg gelees. Julle weet nie hoeveel keer het ek dit geoefen. As ek so lang aanhaling sien, dan vra ek my, wat? Hoekom het die skrywer so lang ding daarin gesit? Ja, maak dit moeilik vir ons. Wat sê jy, Kenneth? Ja, dankie. Okay, so ons is by sondebelydenis. Waar begin ek met gebed? Ons is onder die versoeking. Ek weet nie of jy so is nie, maar as jy weet jy het opgemors, dan is jy onder die versoeking om hier te begin. Jy storm by die Here en sê, Here, ek het weer opgemors. Ek het so opgemors. Wie van julle is onder die versoeking om dit te doen? Okay? Want jy wil dit so vinnig agter die rug kry. Maar dit is nie waar die Here wil begin met jou gebed nie. Dis nie waar die Here met jou wil begin nie. En hy wil hê jy moet inkom en eers jou hart stil maak om te sê, weet jy wat? Ons gaan okay wees. Wees nou rustig. En hy het daai hele stilwording gedoen, die hele oefening. Sny nou die buitewêreld uit. Fokus jou hart en jou gedagtes. Die Here is hier. Hy wil jou ook hier hê. Hy's lief vir jou, hy gee om vir jou. Daar's niemand so lief vir jou op hierdie hele wêreld soos jou Vader nie. Hy het sy eie seun laat sterf aan die kruis in jou plek. Hy gaan nie nou vir jou in die steek laat nie. Okay? Dan gaan jy oor na wat toe? Vir die van julle wat nie weet, kyk net op die bord. Dan gaan jy na lofprysing en aanbidding toe. Hoekom doen jy dit? Want die Here wil hê jy moet sy teenwoordigheid geniet. Hy wil hê jy moet jou verlustig in sy teenwoordigheid. Maar nou wil jy instorm en sê, Here, ek het al hierdie sonde gedoen. Okay, so dis nie ons eerste 2 gebedsmomente nie. Ons kom by die 3de gebedsmoment, maar in die Onse Vader wil ek julle wys, is dit nie 3de nie. Sê gou vir my die Onse Vader. Onse Vader? Ja? 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 Okay, ja. En dan? Ek weet nie waar julle nou is nie. En dan? Is die 4de komponent. Met ander woorde, wanneer Jesus sy disippels leer bid, dan is dit die 4de, dis die 4de ding. En selfs die manier hoe Jesus verwoord, het ons nou al vir mekaar sonde gesê, gaan dit nie eers regtig oor jy wat sonde bely nie, dit gaan meer dat jy moet besef dat die Here wil eintlik hê jy moet ander vergewe. Julle onthou dit, nê? Okay, so ons het dit, en met dit in gedagte gaan ons lees, jy kan jou Bybel oopmaak by 1 Johannes, en ons gaan 'n paar verse daar saam lees. 1 Johannes, hier is 'n baie bekende gedeelte, julle het my al baie dit hoor aanhaal, so hierdie gaan nie vir julle noodwendig nuut wees nie. En nou het my Bybel nie 1 Johannes nie. Ek weet nie of julle Bybel 1 Johannes het nie. Hier is my 1 Johannes, so. Ja, as jy by Openbaring kom, as jy verby. Okay, 1 Johannes 1 vers 15. Wow. 1 Johannes 1 vers 5. Is julle nou by? Okay, kom ons lees saam. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het
en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, om mekaar, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun ons, van elke sonde. Vers 8. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy reinig ons van alle hy reinig ons van sonde en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. En dan die volgende ene wil ek hê julle moet blaai na Matteus 6, en ek gaan vir julle so 'n paar verse daar lees. Julle ken dit, ons het dit nou net aangehaal ook. Matteus 6 vanaf vers 9. Is julle daar? Matteus 6 vanaf vers 9 en ek kom lees tot by vers 14. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Wag, julle kan dit saam lees, hardop, is dit reg? 1, 2, 3. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is. Gee ons vandag en laat ons nie. En dan sê vers 14, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal die Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie. Nou, laas week het seker 4 groepe my dieselfde vraag gevra. En die vraag was gebaseer op vers 13, vergeef ons oortredinge soos ons ook die vergewe, wat teenoor ons oortree, en dan het ons gekom by vers 13, wat sê, en laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Nou klink dit, en ek bedoel, dit was 'n geldige vraag, nou klink dit asof ons vir die Here vra, Here asseblief moet ons nou nie in die versoeking inlei nie. Bedoelend dat die Here ons versoek, dat die Here ons in sonde wil lei. En ek kan verstaan hoekom jy met die lees kan dink dit is wat die vers bedoel, maar nou gaan ek julle gou 'n paar beginsels leer, as julle reg daarvoor. Hier's waar ek wil hê jy moet skryf. Ek wil vir jou 7 beginsels gee vir skrifverklaring. En as jy hierdie 7 beginsels toepas, gaan jy enige dwaallering kan uitsniffel. En gaan jy nie in die neus gelei word deur 'n predikant wat vir jou goed sê wat nie waar is nie. Wil jy weet hoe jy dit gaan regkry? Maar dan moet jy nou oplet, en neerskryf. So, beginsel nommer 1, julle het dit. Raai wat's dit? Weet jy hoeveel goed kan jy uitvang deur om net 5 verse voor en 5 verse na te lees? Meeste dwaling is wanneer daar 5 of 6 verse oor 'n paar gedeeltes bymekaar gesit word om 'n teologie te bou rondom 'n onderwerp wat binne in die konteks nie dit beteken nie. So jy moet altyd vir jouself vra, as jy 'n teks lees 5 verse voor, 5 verse voor, sê hierdie gedeelte wat wie ook al sê, as dit in daai konteks lees. Dis die maklikste een. Die tweede beginsel wanneer dit kom by skrifverklaring, is gebruik altyd skrif om skrif te verklaar. Nou gaan hom nou uitbrei, maar dis 'n basiese beginsel wat sê, as 'n ding net op een plek in die skrif voorkom, een versie, dan kan jy nie 'n hele teologie daar rondom bou nie. Met ander woorde, waar in die skrif kry ons dat hierdie selfde konsep so verduidelik word? Hoe belangriker die onderwerp, hoe belangriker is dat hierdie moet gebeur. Met ander woorde, waar in die skrif kry ek dieselfde leerstelling, dieselfde beginsels? Nommer volgende. Waar is Jesus in hierdie teks? Die Ou Testament, die hele Ou Testament kyk vorentoe na Jesus toe. Die hele Nuwe Testament kyk terug na Jesus toe. Die hele Bybel is eintlik bedoel om Christus op die tafel te sit. En wanneer 'n teologie my wegvat van Jesus af, dan weet ek dis 'n valse lering. Nommer 4, gebruik altyd duideliker tekste om onduidelike tekste te verstaan. So wanneer jy 'n teks lees, onthou net, ek en jy klaar 'n 2000 jaar taalbarrier. As ek en jy die Nuwe Testament lees, moet ek weet, daai goed is 2000 jaar terug geskryf.
gaan lees die ou vertaling, dan kan jy al klaar kom, die ou vertaling is al 100 jaar oud. Dan kom jy klaar agter, jy verstaan nie eers met jou eie taal so goed nie. Wie van julle het die 53 vertaling hier? Die 53 vertaling is die eerste keer in 1933 vertaal, maar hy sal in 1909 begin. Toe het hulle nog nie Afrikaans gepraat nie, toe het hulle Hollands gepraat. Ok, wat ek daarmee probeer sê is, die taal het gegroei, dit het verander. Ons het nog 'n vertalingsissue ook. So gebruik altyd die duideliker gedeeltes om die onduidelike gedeeltes te verklaar. En nommer 5, moet jy ook vir jouself altyd vra, maar wat het die skrywer hier bedoel? Met ander woorde, as ek Timoteus lees, aan wie Timoteus geskryf? Paulus het Timoteus geskryf. Aan wie het Paulus Timoteus geskryf? Nou weet, aan wie? Aan Timoteus. So met ander woorde sien julle, daar's iemand wat geskryf het en iemand wat ontvang het. So die eerste vraag wat jy hier moet vra is, wat was die skrywer se bedoeling? Daar was 'n persoon wat geskryf het, wat het hy gedink? Wat het in sy kop aangegaan en hoe kon hy geskryf? En weet jy, hoe kan jy baie maklik agterkom? Lees net die hele brief. Weet, jy gaan nie hier om een vers te lees verstaan wat hy bedoel het nie. Lees die hele brief. En dan, die vraag wat daarmee saamgaan is, wat sou die oorspronklike lesers verstaan het? Paulus skryf aan Timoteus, hy sê, bly in Efese. Hoekom sê hy dit? Want daar's nie 'n predikant nie, en Paulus wil hy moet die predikant daar wees, en dis waar die hele brief gaan, al twee. Ok? So, wanneer ek hierdie vraag vra, as ek al hierdie vrae geantwoord het, is daar nog een basiese vraag oor. Is julle reg vir hom? Wat's die eerste logiese antwoord waarby jy uitkom, as jy hierdie vorige 6 vrae geantwoord het? Gewoonlik, die eerste logiese antwoord wat jy uit dit uitkry, is gewoonlik die regte ene. As jy 5 verse voor, 5 verse na, jy het skrif gebruik om skrif te verklaar, jy het verstaan om te vra, waar is Jesus in hierdie teks, jy gebruik ander tekste om hierdie teks te verklaar, jy vra, wat sou die skrywer bedoel het, en jy gaan soek daai antwoord, wat sou die oorspronklike lesers verstaan het, en dan kom jy uit. Nou gaan ons terug na ons vers toe. So waar kom versoeking vandaan? Ons het nou gelees, onthou julle ons het gelees in Matteus, nou gaan ons kyk, Jakobus 1 vers 13, 1 vers 13 tot 14 sê, iemand wat in versoeking kom moet nooit sê, ek word deur God versoek nie, hoekom nie? Want God kan nie verlei word nie en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy wat hom aanlok en slaapsleep. Ok, so met ander woorde, Jakobus sê uitdruklik, God sal jou nie verlei nie. So stem julle saam, dat Matteus 6 vers 13 en 14 is onduidelik. Hierdie is 'n duideliker teks, hierdie is ondubbelsinnig duidelik. So nou het ons 'n beginsel wat ons hier gebruik, en ek gaan nou nie deur die hele proses gaan nie, jy kan dit self doen by die huis, jy het dit mos nou. So nou vra ons, waar kom versoeking vandaan? Kom ek sê vir julle die skrif, want jy sal dit nou gaan opsoek en jy sal dit kry. Matteus 4, wie het vir Jesus probeer verlei? Satan, ok. Ons lees Jakobus 4 vers 4, vriendskap met die wêreld is vyandskap met God. So waar kom versoeking en verleiding vandaan? Van die wêreld. Dan 1 Korintiërs 15 vers 33 sê, slegte sedes bederf goeie geselskap. Waar kom dit vandaan? Van slegte vriende. Slegte vriende, en dan 'n laaste ene is, waar kom dit vandaan wat ons nou net gelees het? My eie vlees, né? Ok, so nou gaan ons terug na die vers toe en sê, ok, so en laat ons nie in die versoeking kom nie, beteken nie God lei ons in die versoeking nie. Nou kan jy ander vertalings intrek, om sê, kom ons kyk net wat sê ander vertalings, want, en dan haal ek vir julle die nuwe lewende vertaling aan, wat sê, bewaar ons, sodat ons nie in verleiding sal toegee nie. Met ander woorde is 'n gebed wat ek vir die Here vra, Here, help my, ek weet, hier is die 4 areas wat ek kan verkeerde vriende hê, die wêreld, Satan, my eie vlees, maar kom bewaar my, kom help my, dat ek nie daarin trap nie, bevry my van die greep van die bose. Ok, is julle tevrede met hom? Okay, ek wou dit net vir julle verduidelik het, nou kom ons by vanaand se studie. Sonde in die Ou en die Nuwe Testament. Net vir julle dit gee, kry 'n plekjie om te skryf. Sonde in die Ou vertaling, in die Ou Testament, in die Hebreëus, is chet, wat om te sê, dis maar net om te misluk, om die doel te mis, en om sonde te doen. In die Nuwe Testament is daar 2 woorde, opheilo, wat om skuld te hê. Wie van julle het skuld? Ja, julle doen sonde, nie regtig nie, hoor. Is net 'n grapie, hoor. Ok, opheilo is om skuld te hê, soos die woord wat gebruik word in die Onse Vader, is nie sonde nie, is skuld.
vergewe ons skuld, soos ons skuldenaars vergewe. Ek dink die ou vertaling sê dit, maar die nuwe vertaling het dit met sonde vertaal. Okay, so net jy weet, die woord wat ons vertaal met sonde is amartia, wat is om sonde te doen om die merk te mis of die doel te mis. Het julle dit, die van julle wat skryf? Ek wil net hê julle moet daai agtergrond hê wanneer ons nou voortgaan. So, 'n paar belangrike waarhede rondom vergifnis. Eerstens, vergifnis begin by wedergeboorte. Daar is nie vergifnis as ek nie Jesus kies nie. En dis die tweede belangrike ding. Daar's geen vergifnis buite Jesus nie. En dit moet ek en jy verstaan. Met ander woorde, ek kan nie vergifnis kom vra by die Vader, maar ek wil nie Jesus hê nie. Maak dit sin? Met ander woorde, ek kry net vergifnis by die Vader wanneer ek Jesus aanneem. Vergifnis is slegs vir kinders van God. So dit gaan oor Jesus se kruisdood en ek moet dit aanvaar as my reddingsboei. Okay, het julle dit? Sondebelydenis en vergifnis. Doen sondebelydenis so. Bladsy 53, 1 Johannes 2 vers 1 tot 2 sê, help my, ek het gesondig. Dit skryf ek aan julle, sê Johannes. My liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. Word nou bemoedig met wat ek nou gaan lees. Word bemoedig. En as een van julle gesondig, weet jy die week so ver gesondig? Hier's 'n paar van julle wat deurgedruk het. Ek is trots op julle, hoor. Jy het hom gekoem. Die ander van julle, sorry, maybe better luck next time, né? So maar hoor nou mooi, né? En as een van julle sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Wat beteken dit? Dit beteken, onthou ons het Sondag vir mekaar gesê, Jesus het hoeveel van ons sondes afgeskryf? Alles. Net die wat in die verlede is? Nee. Net die wat ek nou gedoen het? Nee. Alles, tot in die toekoms. Okay, so jy het daai. Nou sê hy is die versoening vir ons sonde, en nie net vir ons sonde nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En dis ons verkondiging. Beteken nie die wat in die wêreld is, word vergewe op grond van Jesus se kruisdood buite Jesus nie. Hulle moet Jesus aanvaar as hulle verlosser. So wanneer dit kom by sondebelydenis, is daar 3 belangrike goed. Ek moet besef, ek het sonde gedoen. Ek moet berou hê. Dit beteken, dit moet vir my 'n wroging wees. Ek moet verstaan, dat dit het Jesus sy lewe gekos om vir my te sterf, dis onaanvaarbaar, en dan moet daar bekering wees, en bekering beteken maar net om weg te draai. So, kom ons vra gou hierdie vraag, wanneer ek sonde doen, en ek het nie dit bely nie, is ek verlore? So kom ons sou sê, waar's Kobus? Ek en Kobus het 'n uitval, en ek vererg my, waar's Kobus? Kobus. Nou is Kobus gone. Hallo Kobus. Ek en Kobus het 'n groot uitval, en ek raak so kwaad vir hom, ek vloek hom, is vloeksonde. En ek wip myself, is dit sonde? En ek loop hier uit in 'n bus, ry my, dood, mos dood, klaar, finish en klaar. Ek het nie jammer gesê nie. Ek het hom gevloek, ek het my gewip, en ek het weggeloop. Gaan ek hemel toe, of gaan ek hel toe? Kan. So, sonde het 2 kante, onthou ons het Sondag hieroor gepraat. Ek is verlore wanneer ek volhard in my sonde. Ek is verlore wanneer ek volhard, wanneer ek 'n keuse maak om te sê, ek wil nie afsien daarvan nie. Ek is verlore in my sonde wanneer ek nie berou het daaroor nie. Ek is verlore in my sonde wanneer ek geen poging in my lewe aanwend om dit te verander nie. Stem julle saam met daai? Stem julle saam, ek posisioneer myself buite God se genade as ek nie duidelik 'n poging aanwend om my lewe te verander nie. Stem julle almal saam? Kat. Daar is genade wanneer ek werklik berou het. Daar is genade wanneer ek werklik wil ophou met my ou lewe, wanneer ek pogings aanwend en wanneer ek my lewe instel om in Christus se oorwinning te leef. In julle groepe, by die eerste groepsbespreking daar, lees Galasiërs 6 vers 1 tot 2, en dan hanteer julle daai groepsbespreking. Party mense sê vir my, dit was 'n voor die hand liggende antwoord, ander sê hulle Bybelse Galasiërs het weggeraak, so. Kom ons gaan aan. Wanneer kom by sondebelydenis, dan het die Here voorsiening gemaak dat dit deel moet wees van my gebed. Jesus het voorsiening gemaak, dit moet deel wees. Ons is op bladsy 53, en ons het nou baie by hierdie vers gekom, ons is op hierdie onderwerp, hierdie is een van die tema verse, wanneer dit kom by sondebelydenis. En dis vir my belangrik dat jy die inhoud van hierdie vers baie goed moet verstaan. Jy moet verstaan wat gebeur met jou,
wanneer jy jou sonde bely. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en hy reinig ons van ongeregtigheid. Nou, ek wil die woord ongeregtigheid so eenvoudig as moontlik vir jou verduidelik. Ongeregtigheid is om verkeerd te wees. Geregtigheid is om reg te wees. Soos die gereg, as jy reg doen, hoef jy nie bang te wees vir die owerhede nie, sê Paulus. Selfde konsep. Wat Jesus kom doen is, Jesus kom eien vir my sy eie geregtigheid toe, sodat wanneer ek in God se teenwoordigheid ingaan, al kom ek daarin met 'n gesukkel en 'n gestrompel en 'n gestruikel, staan ek nog steeds reg voor God. Want hy vergewe my en hy reinig my. Hy eien my daai geregtigheid toe. So, wat doen 'n kind wat verkeerd gedoen het? Kom, waar is die stout kinders van ons? Nou, wat gaan doen jy? Jy gaan kruip weg, Jomani, ek kan jou lippe lees. Jy gaan kruip weg, nê. En dis presies wat ons in Genesis 3 vers 8 lees. Lees saam met my. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Nou, hoekom doen hulle dit? Want hulle is volwassenes. Hulle is nie kinders nie, maar hulle gaan kruip weg. Hulle gaan kruip weg. Okay? So, daar's 'n rede daarvoor. Daar's 'n rede daarvoor, want wat doen dit wanneer ek 'n fout gemaak het? Dit beroof my van my vrymoedigheid om na Jesus toe te gaan, om na die Here toe te gaan. So hier's die probleem. En hierdie probleem, ken julle daai kaart? Dit draai in die ronde. En as jy saam met iemand speel en daar's 'n klomp van daai kaarte, dan gaan dit lank aanhou. En hier's wat dit doen. Biddeloosheid, het ons klaar vir mekaar gesê, lei tot sonde. Want as ek biddeloos lewe, dan loop ek oop in versoeking in en ek val daaraan, ek trap daaraan, ek gaan net aan, ek weet dit nie eens nie. En ek val net dieper daarin. So, aan die een kant, biddeloosheid lei na sonde, maar die teenoorgestelde is ook waar, sonde lei ook tot biddeloosheid. Die een lei altyd tot die ander een. En nou wil ek dit verduidelik. Ek wil jou verduidelik. Ek wil 'n illustrasie maak van iemand. Robert, wil jy asseblief by my kom voorstaan? Robert, kom staan hier voor by my. Ek gaan 'n voorbeeld maak van jou. Dankie. Gee net vir Robert 'n lekker hande klap. Dankie, Robert. So Robert is my victim vanaand, nê? Die duiwel wil graag hê Robert moet sonde doen. Robert, is jy in vir dit? Nee. Ag, kom aan. Okay. Jy maak dit vir my maklik. Okay, so hier's wat die duiwel met Robert doen. Okay, dis nie net die duiwel nie. Is nie net die duiwel nie. Kom ons blameer hom nou nie net alles nie. Dit's partykeer die duiwel, partykeer die wêreld, partykeer my slegte vriende, nê? En partykeer is dit net ek self. Partykeer hoef die duiwel eers niks te doen nie. Ek gaan net aan op my eie nagbaar. Okay, so Robert, is jy reg hiervoor? Jy het nou klaar gesê jy sal 'n bietjie sonde doen saam met my. Net 'n bietjie. Okay, net 'n bietjie, is jy in? Okay, het jy dit nou gedoen? Ja. Het jy gedoen? Okay. Sies man. Is jy 'n Christen? Ja. Maar jy doen aan sonde. Ja. Ja. Bid jy partykeer? Ja. Met daai sondige lyf van jou. Ja. Sies, ek skaam my mors dood. Okay, sien julle wat gebeur? As die vyand lei jou in daai versoeking in. En hy sweet talk jou in. Kom aan Robert, kom aan man. Is nie so erg nie. En dan doen jy dit, Robert. En dan wat doen hy? Ha! Jy noem jouself 'n Christen. En wat doen jy op daai oomblik? Jy onttrek, jy op Bybelstudie toe gaan, jy op kerk toe gaan, jy bid. Jy hoekom? Want jy? Voel sleg. Jy voel sleg. Dankie Robert. Jy kan maar gaan sit. Maar moet nou nie verder sonde doen nie, okay? Geef hom 'n lekker hande klap. Okay. So dankie Robert. Dankie dat jy saam met my hier voor was. Jy was 'n great slagoffer geweest. So hier's die ding. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Dit is hoe die vyand met jou werk. Hy wil jou daar hê en hy wil jou daar hou en hy werk met 'n plan. Wanneer hy met jou aanvanklik kom praat, klink hy asof hy buddy is met jou. Wanneer hy weer met jou kom praat, dan maak hy jou skaam. Die Heilige Gees maak jou nie skaam nie. Die Heilige Gees oortuig jou van sonde sodat jy dit moet regmaak. Maar hy kom nie en laat jou sleg voel en sê, jy is so sleg nie. Sien wat hy doen nie. God vind nie baat daarbey nie. Hy wil jou red.
Hy wil jy moet terugkom na Jesus toe. So, maak jou regstelling vinnig. Kom so vinnig, as jy weet jy het 'n fout gemaak, kom so vinnig soos wat jy kan by die Here uit. Wat het ons altyd gesê as iemand huis toe hardloop na mamma toe? Hardloop voor die pad vol? Nou ek wil nou vir jou sê, as jy 'n blaps gehad het, hardloop na Jesus toe voor die pad vol dubbeltjies raak. Want glo vir my, die vyand gaan vir jou dubbeltjies gooi dat jy stadig by Jesus uitkom. Okay, het julle dit? Maak dit sin? Okay, doen vir ons daai volgende gespreksvraag. So by the way, dis Spreuke 28:13, nie 1 nie. Die 3 het net verdwyn toe die drukker omgedruk het. Alright, klink my meeste mense is klaar met daai ene. Is almal klaar? Wonderlik, dankie Jaco. Kom ons kyk dan na die derde punt. So wanneer ek in gebed na die Here toe gaan en ek bely my sonde en ek sit daar by die Here, daar's regtig berou in my hart. Dis regtig dat ek wil stop daarmee. Dit is die belangrike ding wat ek wil hê julle moet vanaand saam huis toe vat. Dat ek gaan nie net daarin en nou sê ek, ag Here, vergeef my maar net my sonde nie. Kom ons kry dit net oor nie. Daar moet regtig 'n erns daarmee wees. Dis wat Spreuke 28:13 sê. Daar moet 'n erns wees daarmee. So, Jesaja 1:18, hoor nou die Here se hart rondom wanneer ons in sonde beland. Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. So, baie duidelik kan ons sien, dat in die Here, dis nie, ons mense is mos maar 'n bietjie anders, nê. Ons onthou goed. En as ons sê ons onthou goed, dan beteken dit eintlik ons hou daaraan vas. Nê? Is dit nie so nie? Jy weet, ons sê ons vergewe, maar dis maar baie lig weg, nê. Maar die Here, wanneer hy ons vergewe, dan maak hy skoon. Hy maak skoon. Maar dit gaan berou, bely, bekeer. Het julle daai? Berou, dan moet berou my hart wees, ek moet dit bely en ek moet wegdraai daarvan. En wonderlike dinge gebeur wanneer daar werklik berou in my hart is vir die dinge wat ek verkeerd doen. En daar moet 'n sensitiwiteit wees vir die Gees, want onthou, hoekom wil die Here hê ek moet nie 'n lewe van volharding en sonde lewe nie? Wel, eerstens, ons het Sondag daaroor gepraat, ek betaal die prys in my verhouding met hom. Ek betaal die prys in my huwelik, ek betaal die prys met my kinders, ek betaal die prys by die werk, ek betaal die prys in my gesondheid. En wie van julle wil tog hê jou kinders moet vorentoe gaan en dit moet goed gaan met hulle? En dis hoekom, dankie Kenny, dis hoekom julle wil help. So, wonderlike dinge gebeur, God vergewe my, hy herstel my vrymoedigheid, hy herstel my getuienis, hy maak my heeltemal skoon en dis 'n goeie plek om te wees. Verstaan julle hoekom is hierdie 'n belangrike komponent? Om in die Here se teenwoordigheid te gaan sit en eerlik te wees om te sê, Here, ek sukkel met hierdie ding. Nou oké. Hebreërs 8:12 sê, oor hulle ongeregtigheid sal ek genadig wees en hulle sonde nooit meer dink nie. Hy koester dit nie, hy dink nie, die Here wonder nou nie die hele tyd en dink, wanneer gaan Johan nou weer daai sonde doen nie. Dis nie hoe hy dink nie daar nie, dis verby, is agter hom. Nou oké, hier is die plusfaktor in gebed. In my gebed moet daar nog iets gebeur. Ek moet 'n pad kies van oorwinning. Wanneer ek daar sit, dan is dit nie 'n sleg voel net, ek is so jammer Here vir al hierdie goedes wat ek gedoen het nie. Daar's iets anders wat ook gebeur. Wat ek sê, Here, hierdie ding kan nie so aangaan nie. Kom help vir my deur die Gees, dat ek oorwinning kan kry. Want, luister, die Here wil nie ek en jy moet 'n sukkelaar wees, en die hele tyd met dieselfde ding sukkel nie. Nou as ek eerlik is en ek sukkel regtig, daar's 'n paar van ons ouens wat hier sit en jy sukkel al lank met 'n ding en jy wonder of die Here jou al vergewe. Hoorie? Solank jy berou het en regtig wil ophou, gaan die Here jou vergewe. Maar kom aan man, ons kan beter doen as dit. Kry die oorwinning. Wees ernstiger. Vra die Here om jou te help. Gaan sien iemand. Kry oorwinning, moenie daarin voortgaan nie. Iewers moet daar 'n pad wees, daar moet 'n nuwe houding wees, daar moet 'n nuwe strategie wees. Ek moet Christus my oorwinning maak. Daarom moet daar iets in my kop klik om te sê, wanneer ek daar by die Here sit, om te sê, hierdie ding moet verander.
Veral goed wat hardnekkig is. Goeders wat vashou in my. En partykeer vat dit lank om te breek met 'n ding. En hoe hardkoppiger die sonde in my lewe is, hoe harder moet ek stry daarteen. Ek mag nooit gewoond raak daarin. Kan ek jou 2 kort stories vertel? Een het ek gehoor op sonnaskool en die een het een van my homiletiek dosente, Dr. Karel Lemkel, waar is jy Henning, het hierdie storie vertel, so dalk klink dit bekend. En ek het die moeite gedoen om met comic strips te maak. So vir julle entertainment. Okay, hier gaan ons. Die eerste kort storie is die storie van die man wat elke aand bid. Dit het ek op skool gehoor in my sonnaskoolklas. So daar was hierdie man gewees, nê? Hy het die Here aangeneem en hy het baie sleg gevoel oor sy sonde en hy het elke aand gebid. Hy het maandag aan toe bid hy, Here vergewe my hierdie sonde. Vergewe my hierdie sonde. En wat hy die vorige week gedoen het. Maar Dinsdag toe hy in sy kamer kom, toe voel hy nie vergewe nie. Het jy al so gevoel, jy voel nie vergewe nie? En hy dog toe maar, dit kan seker nie skade doen as hy weer jammer sê nie. So wat hy doen is hy bely toe weer sy sonde wat hy die vorige week gedoen het. En hy vra weer vir die Here, Here, ek is regtig jammer oor die sonde, sal U my vergewe? En jy kan nie glo nie, Woensdag gaan hy weer op sy knieë en hy bid weer vir die sonde wat hy die vorige week gedoen het. Here, ek is regtig jammer oor daai sonde. Ek is so jammer en vergewe my daarvoor. En so gaan dit aan. Hier by Vrydag is ons skielik in die wit lig in die kamer en die kamer skud en alles gaan te kere, sy lakens waai in die lug rond. En hier staan die groot engel hier by hom. En die engel is nat gesweet en hy kyk hom bekommerd aan. En die ou is geskok. Natuurlik, sê jy geskok wees as daai engel in jou kamer verskyn. En die engel vra vir hom, "Waarvan praat jy? Waarvan praat jy? Ek het hierdie hele hemel gesoek vir hierdie sonde waarvan jy so bely en ons kry dit nêrens in die hande nie." En die ou vra, "Maar wat het van my sonde geword?" Hy sê, "Dis vergewe. So stop dit nou." Okay, nou dis komies, maar die Here bly nie daar nie. Moenie jy daar bly nie. Move on. Okay, kan ek julle nog 'n storie vertel? Dit het Dr. Karel Lemkel vir ons vertel in homiletiek-klas. Hy het 'n illustrasie gebruik om die krag van illustrasies in preke te illustreer. En hy het hierdie storie vertel wat ek nou vir julle gaan vertel. En Henning het vir myself wat bekend klink. So hier was hierdie seentjie, het tot bekering gekom in die sonnaskoolklas en sy juffrou het vir hom geleer, "Hoor jy, jou sondes is nou vergewe. Al jou sondes is vergewe." En hy was baie bly. Maar daar was 'n probleem. Die aand gaan slaap en hy droom van die duiwel wat hom toe kom en sê, "Wee, jou sonde is nie vergewe nie." Dit ontstel hom en hy word wakker, nat gesweet en hy dink, "Nou wat nou? My sonde is nie vergewe nie. Die duiwel kom pla my nou nie." En hy droom dit Dinsdag aand, hy droom dit Woensdag aand, Donderdag aand, Vrydag aand. By Sondag is hy so angstig om kerk toe te gaan. Weet jy, het jy al jou kinders gekry wat jou wakker maak en sê, "Pa, ons moet kerk toe gaan." Nou dis hy. Hy het almal daar die beddens uit, hulle is 'n uur vroeg by die kerk. Nou die van julle wat die tradisionele kerke uitkom, jy weet dit doen dit nie so nie. Okay, dis 'n grappietjie, hoor. En hy kom daar en hy kom by die sonnaskool en hy sê vir die juffrou, "Die duiwel pla my. Elke aand kom sê vir my sonde is nie vergewe nie." En die juffrou sê vir hom, "Man, relax. 1 Johannes 1 vers 8 en 9. As jy jou sondes bely, hy's getrou en regverdig, hy sal jou sonde vergewe." En weet jy wat gebeur toe? Daai aankom droom hy weer. Die duiwel kom na hom toe. "Wee, jou sonde is nie vergewe nie." Hy word wakker en hy maak sy Bybel oop en hy lees 1 Johannes 1 vers 9. As jy jou sonde bely, hy's getrou en regverdig, hy sal jou sondes vergewe en jou reinig van alle ongeregtigheid. En toe vat hy sy Bybel, hy sit dit onder die bed en hy sê vir die duiwel, "Lees vir jouself." Okay, die 2 stories is net om te illustreer dat die Here vergewe volkome. Hy dink nie meer daaraan nie. Okay. Ronel. Maar ons het vanoggend ook in 'n ander kerkgroep hieroor gepraat. En toe praat hulle of toe sê hulle dat daar's konsekwensies as jy sonde doen. Verduidelik dit vir ons asseblief. Ronel, baie dankie. Okay, so en ons het Sondagoggend daar gepraat in die kerk. My sonde het altyd 'n prys. As ek my vrou vloek en skel en ek gaan sê vir die Here jammer, gaan die Here my vergewe? Ja. As ek my vrou vra om my te vergewe, sal sy my vergewe? Ja. Wel, ek hoop so. Ek weet nie. Ek het nog nooit probeer nie.
Maar kom ons sou sê dis 'n gewoonte. Ek sukkel regtig daarmee. Ek bedoel, daar was 'n tyd wat ek regtig weet in my huis waar ek groot geword het, go beyond the scope van hierdie gesprek nou. Maar die huis waarin ek groot geword het, was al goed gemodelleer wat nie Christus is nie. En ek het gesukkel daarmee vir lank. En baie keer kry die mense so seer om my huwelik ly skade, goed lê om my skade. Dit vat nie weg dat die Here my vergewe nie. Dit vat nie dat hy my reinig van die ongeregtigheid nie. Ek kan nog steeds in die teenwoordigheid, maar my huwelik kan nog steeds daaronder lê. My gesondheid kan nog steeds daaronder lê. Dis hoekom ek moet sonde stop. So Ronel, dis 'n belangrike punt. Ek kan werklik vergewe wees. Vat byvoorbeeld, dis nou dalk radikaal, maar 'n ou wat rondslaap en hy kry vigs, vat my nou, dis 'n verskriklike voorbeeld, maar julle kry die voorbeeld. As hy vir die Here jammer sê, gaan die Here hom vergewe? Ja. Gaan hy genees word van sy siekte? Waarskynlik nie. So met ander woorde, sonde, dankie Ronel, het gevolge. Al is ek vergewe, al kan ek by die Here se teenwoordigheid ingaan, is daar nog steeds resultaat. En dit is nie noodwendig dat die Here my straf nie, dis die gevolg van sonde. Die gevolg van sonde is dood. Altyd. Maar dit vat nie weg dat die Here vir my vergewe nie. Dankie Ronel. OK, kom ons doen hierdie groepsbespreking. Dis ons tweede laaste ene. Alright, kom ons doen die laaste ene. Ons is op bladsy 56. En hierdie is 'n groot en belangrike komponent wat Jesus baie duidelik maak is in sy hart wanneer ons bid rondom vergifnis. En dit is God reinig ons, maar bladsy 56. Vergeef ons ons oortredings soos ons ook die vergewe wat teenoor ons oortree het. En nou het ek 'n stembrief vir julle. En ek wil hê julle moet vinnig binne 30 sekondes gou kyk wat's die oorwegende stem aan die tafel? Is God se vergifnis onvoorwaardelik of voorwaardelik? Ek gee julle 30 sekondes, dan wil ek hê ons moet stem. So vaardig een ou af om die stem te dra. Dis 'n meerderheidsstem om jou tafel. Ek wil hoor, is God se vergifnis voorwaardelik of onvoorwaardelik? Ek gee julle 30 sekondes. Stem gou. Alright, kom ons hoor gou. Okay, so op die stembrief, wie sê God se vergifnis is voorwaardelik? Steek op die hande. Okay, sure, hè? Okay, wie sê dis onvoorwaardelik? Okay, is 'n paar hande wat dit ook sê. Okay, nou, kom ek sê vir julle, hoekom is daar 4 voorwaardes vir vergifnis? As jy nie in hierdie 4 voorwaardes as jy nie in hierdie 4 as jy nie in hierdie 4 voorwaardes voldoen nie, is jy nie vergewe nie. En julle moet saam met my kyk of julle saam met my stem. Nommer 1, ek moet Christus aangeneem het. As ek voor die Vader kom en ek het nie Jesus aangeneem nie, dink julle my sondes gaan vergewe wees? Nee, stem almal saam met dit? Skrif leer dit. Okay? Dis 'n voorwaarde, Natasha, jy het homself ook genoem. Dis 'n voorwaarde vir vergifnis. Ek moet in Jesus wees. Nommer 2 is, ek moenie my sonde wegsteek nie. Dit beteken met ander woorde, ek moenie probeer om bedrog te pleeg met my sonde nie. Dis wat Spreuke 28:13 gesê het. Nê? Okay? Miskien kan jy debatteer oor daai ene, maar ek dink almal sal min of meer saamstem, as ek my sonde wegsteek, dan beteken dit daar's nie bekering in my hart daarvoor nie. Stem julle saam? Okay, wat van volhardende sonde? Met ander woorde, ek het besluit, ek gee nie om nie, Here, of U my vergewe daarvoor of nie, ek gaan op my pad stap. So u moet maar self besluit. Dink jy daar's vergifnis vir so 'n sonde? Nee, want Johannes sê dit. Okay, nou die laaste ene. Jesus maak dit baie duidelik. As julle nie ander hulle sonde vergewe nie, sal julle Vader julle nie vergewe nie. So, wat sê ons? Is vergifnis voorwaardelik of onvoorwaardelik? Dis voorwaardelik. Dis definitief voorwaardelik. Jy kan nie eintlik om dit kom nie. Nou, dit was 'n kort besprekingkie daai. In julle groepe,
doen vir ons daai groepsbespreking, die laaste ene, en dan gaan ek hom opsom. Ek gee julle so 2 minute, want ons tyd is om. Ek gee julle so 2 minute om daai te bespreek, en dan gaan ons afsluit. Nou ja, dit is waarvoor ons tyd het vanaand. Kom ons doen gou die slot. Ja, iemand het 'n vraag. Kom ons vat hom gou-gou. Leon. Ja. Die vraag is, ja. Okay, so hier is Rupert het dit uitgewys. Hier is presies die teenoorgestelde. Met ander woorde, weet as iemand jou te nagekom het en jy het daai persoon vergewe, asseblief moenie vir daai persoon gaan sê, hoor ek het jou vergewe as hulle nie jammer gesê het nie. Dit gaan dit baie awkward maak, okay? Moenie dit doen nie, okay? Hierdie gaan oor die teenoorgestelde. Met ander woorde, jou broer het iets teen jou. Hy's kwaad vir jou oor iets wat jy dalk maar gedoen het of nie gedoen het nie. En jy weet dit. Voordat jy, so hierdie gaan oor selfondersoek en gebed, omdat jy sê, Here, wys vir my waar ek nie Jesus uitleef nie, waar iemand anders dalk 'n probleem het met my, wat ek moet gaan regmaak, sodat ek nie die rede is hoekom daai ou sukkel om te glo nie, of dat ek nie 'n uitdaging is vir my. So dis eintlik waar dit gaan, en Rupert het dit ook uitgewys. So dis 'n baie belangrike deel hierdie, maar partykeer kan jy dit nie regmaak nie. Partykeer het iemand besluit, jy gaan probeer regmaak, hulle wil nie. Dan is dit Romeine 12 dink ek. Nou kan ek nie heeltemal onthou nie wat sê, leef in vrede met alle mense, sover dit van jou afhang. Partykeer hang dit nie van jou af nie. Dan is jy vry. Dankie vir dit. Dis 'n goeie vraag. Ek dink nog mense wil dit vra. So vanaand se sessie het ons gepraat oor sondebelydenis, dit gaan oor berou, gaan oor belydenis, dit gaan oor bekering weg van my lewe, ou lewe af. En dan het ons vir mekaar gesê, God vergewe heeltemal. Nou, ek gaan vir julle huis toe stuur met julle gebedsoefening. Ek sien julle weer Sondag, volgende week, selfde plek, selfde tyd. Dankie dat julle gekom het. Kom ons sê die ore bid ons saam. Vader, dankie vir die reën op buitekant. Here, dankie dat u seëning in ons lewe ook soos reën is. En Vader, dankie dat ons weet, dat wanneer ons na u toe gaan, dan het Jesus dit vir ons moontlik gemaak om met vrymoedigheid in die teenwoordigheid in te gaan. Here, al het ons van tyd tot tyd regtig opgemors, ons is welkom. Maar Here, daar's 'n groter ding. U weet waar ons soms sukkel om ander te vergewe. Wil u nie deur die Gees Jesus so lewendig maak in ons harte, dat ons 'n groter vergifnis sal hê vir ander mense. Kom help ons hiermee. Dankie dat ons vanaand by mekaar kan kom. Dankie vir 'n goeie aand soos hierdie. Ons bring die lof en die eer aan u. En die kinders van die Here sê, Amen.